Welkom hier op die Suidlanders Media kanaal. 'n Belangrike advisering. Die volgende video is verskriklik belangrik en handel oor algemene noodvoorbereiding, logistieke beplanning en gemeenskapsondersteuning in tye van krisis, onrus of humanitêre noodgevalle. Dit moedig verantwoordelike voorbereiding, samewerking en die beskerming van lewens en hulpbronne aan. Die doel is om praktiese insigte te bied en veerkragtigheid te bevorder, nie om vrees te skep nie. Kyk asseblief met 'n oop gemoed en oorweeg hoe u in die eie omgewing kan voorberei en by te dra. In die wêreld waarin ons vandag leef, is logistiek dikwels die verskil tussen wanorde en georganiseerde ondersteuning, wanneer mense moet ontruim of vlug, sowel as bepaal oorlewingskanse. Baie mense laat waardevolle middele agter omdat hulle nie besef hoe kritiek dit kan wees nie. Trekkers en sleepwaens, wat ons wa-eenhede noem, is een van die kragtigste logistieke hulpmiddels wat landelike gemeenskappe tot hul beskikking het. Neem 'n gewone 60 kW trekker met 2 sleepwaens. Met net so wat 60 liter diesel kan u ongeveer 400 tot 500 km aflê teen 'n veilige spoed van 30 tot 35 km per uur. Dit is 'n hele dag se ry en die afstand is indrukwekkend. Een wa kan swaar gelaai word met bagasie, kos, water, gereedskap en voorrade, terwyl die tweede wa mense vervoer, bejaardes, kinders, siekes of diegene wat nie kan stap nie. Dit is nie net vervoer nie, dit is 'n bewegende eenheid wat lewens kan red en gemeenskappe kan ondersteun. Kyk na die werklikheid wat ons tans in dele van Suid-Afrika sien met verplasings weens xenofobie. Baie mense arriveer by tydelike kampe met net 'n laken of kombers vol van hul besittings. Hulle het geen dak nie, geen beskerming teen reën of koue nie en geen manier om warm kos te maak nie. Hul hele lewe pas in een bondel, dit wat hulle self kon dra. In teenstelling daarmee bied 'n goed voorbereide wa-eenheid 'n huis op wiele. Met seile oor die waans word dit 'n beskutte ruimte. Mense kan onder die wa slaap, beskerm teen die elemente, iets wat in die winter en somer 'n reuse verskil maak. Die voordeel is duidelik. Terwyl sommige net 'n bondel het, het 'n wa-eenheid die vermoë om mense droog, warm en gevoed te hou. Een van die belangrikste praktiese aspekte is voedselvoorbereiding. Groot potte kan dan in verplasingssituasies gebruik word om kos vir baie mense voor te berei. 'n Eenvoudige 200 liter drom wat veilig in 'n pot omskep word, kan groot hoeveelhede vleis, pap, sop of mielies gaar maak. Dit kan langs die pad of selfs terwyl die konvooi beweeg gedoen word as die wa 'n stewige vloer het. Die kos kan agtergelaat word vir volgende groepe of biltong kan opgehang word. Dit is nie net gerieflik nie, dit is lewensbelangrik vir fisiese krag en energie, sowel as moraal en gesondheid. Dit is van die uiterste belang dat hierdie logistieke middele nie op plase agtergelaat word nie. Wanneer mense begin onttrek, moenie bloot in jou voertuig klim en wegjaag nie. Indien jy die geleentheid het en dit veilig is om dit te doen, moet waardevolle logistieke hulpmiddele nie onnodig agtergelaat word nie. Selfs iemand wat op die vlug is, beweeg dikwels by plase en stoorplekke verby. Wat vir een persoon agterbly, kan vir iemand anders van groot waarde wees. 'n Trekker met brandstof in die tank, sleepwaens, werktye of ander toerusting kan later 'n belangrike rol speel. Neem daarom, waar moontlik, bruikbare hulpbronne saam. Wat vandag agterbly, kan môre onmisbaar wees vir vervoer, produksie of ondersteuning. In tye van onstabiliteit kan dit maklik deur revolusionêre magte en moordbendes of plunderaars vernietig of gesteel word. Deur die trekker en waans te gebruik om mense en voorrade veilig te ontruim, help u die gemeenskap en bewaar u die toerusting. Baie eienaars sal dankbaar wees as hul middele saamgeneem en later terugbesorg word, eerder as om verwoes te word.
Die WA-eenhede vorm deel van 'n breër burgerlike inisiatief wat in lyn is met internasionale humanitêre beginsels soos vervat in die bykomende protokolle tot die Geneefse konvensies. Dit fokus op die beskerming van kwesbares en die verskaffing van noodsaaklike steun in krisistye. Die aanwending werk in 3 hoofbene. Eerste been. Die WA-eenhede beweeg van plase na die eerste ontvangspunte. Hier begin mense bymekaar kom. Vir diegene wat nie deel is van die Suidlanderstelsel nie, is dit belangrik om plaaslike aankondigings te volg of leiding te gebruik van gebiedsleiers om by hierdie punte uit te kom. Van daar af vorm lang konvooie wat na veiliger gebiede beweeg. Mans en jong mense kan teen stapspoed saamgaan of af en toe op die waans klim, terwyl kwesbares vervoer word. As vee beskikbaar is, kan daar gestop word om te slag en met die groot potte uit 200 liter dromme kos te berei. By oornagplekke word seile oor die waans gespan. Mense slaap styf teen mekaar onder die waans. Dit bespaar beddegoed en gee beter beskerming teen koue en nat weer. Indien brandstof skaars raak, kan dit van ander voertuie oorgedra word om die ryafstand te vergroot. Tweede been. By die ontvangspunte word die eenhede gestandaardiseer. Inventarisse word aangevul uit silo's en plase. Weerbare persone word toegewys aan eenhede, terwyl vroue, kinders en bejaardes dieper in die veilige area uitgeplaas word. Elkeen van hierdie WA-eenhede word in selfonderhoudende eenheid met kos, water, vervoer en basiese beskutting. Derde been. Met gestandaardiseerde eenhede, kommunikasie en logistiek kan die WA-eenhede ingespan word vir verdere ondersteuning. Bykomende ontruimings, die beveiliging van akkommodasieareas vir verplaastes en die handhawing van orde in samewerking met relevante owerhede. Elke eenheid kan tipies 35 tot 40 persone ondersteun. Met 400 liter brandstof en 500 liter water, hervul by boorgate reg oor die land, het een eenheid 'n ryafstand van tot 1500 km of meer. Een wa kan vir logistiek gebruik word, die ander vir manskappe. Mieliemeel, biltong en lewende hawe kan 'n peloton vir maande voed. Wanneer toerusting voorberei word, laai die mees kritiese items eerste. Selfs al beteken dit, ander items moet agterbly. Brandstof is dikwels die hoogste prioriteit. Ander sleutelitems sluit in water, kos, beddegoed, mediese voorrade, gereedskap en hersteltoerusting. Aan die einde van die video sal 'n volledige lys wees in prioritiseringsorde saamgestel vir u gerief. 4 wapens vir wettige selfverdediging waar dit volgens die wet toegelaat word en nodig is vir die beskerming van die groep en kwesbares. Trekkers en sleepwaens is nie net landbougereedskap nie. Hulle is 'n belegging in die vermoë van 'n gemeenskap om mekaar te ondersteun, te ontruim en weer op te bou. Deur hierdie middele te behou en verantwoordelik te gebruik, verminder ons die kans dat mense net met 'n bondel komberse by 'n kamp aankom. Dit gee hulle 'n dak, warm kos en 'n kans op waardigheid. Op Suidlanders, Suidlanders Media en Suidlanders AI vind u meer video's en riglyne oor voorbereiding en gemeenskapsondersteuning. Vir diegene wat dieper betrokke wil raak, kan u by die organisasie aansluit via plaaslike strukture, op u rekenaar of selfoon. Na registrasie is die amptelike toepassing beskikbaar op u rekenaar of selfoon, wat as sentrale platform dien vir inligting, kommunikasie en kennisgewings. Dit sal ook 'n koördinaataanduiding gee van waarheen u kan beweeg vanaf u woon- of onttrekkingsgebied gebaseer op u lewendige posisie. Kom ons lees 'n vers vanuit die Bybel. Psalm 18 vers 3. Die Here is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting.
Met hierdie vers vanuit die Bybel in gedagte, is dit een van die belangrike verse waarop ons hier by die Suidlanders ons volksnoodplan vestig. Ons hemelse Vader, wat ons rots is in hierdie tye waarin ons leef, om as brandwag te dien teen geweld en chaos wat die noodplan genoodsaak het vir ons volk se oorlewing, soos voorgeskryf aan ons vanuit die Bybel. Dit gaan uiteindelik oor voorbereiding, samewerking en die ondersteuning van ons mense in tye van onsekerheid. Hoe bes dan die logistiek gehandhaaf kan word, hoe groter die kans dat gemeenskappe veilig en met hoop deur krisisse kom. Voor ons afsluit, hier dan vinnig die bondige verwysingslys. 31 belangrike logistieke items in prioritiseringsorde saamgestel vir u gerief. Dit kan ook gevind word in die videobeskrywing. Nommer 1. Brandstof. Prioriteit vir mobiliteit. 2. Ekstra dieselfilters. Beskerm engines. 3. A-raam vir voertuigsleepwerk. 4. Olie en smeermiddels, noodsaaklik vir instandhouding. 5. Gereedskap, algemene herstelwerk. 6. Bandhersteltoerusting, hou voertuie beweeg. 7. Vet, grease, vir meganiese komponente. 8. Tang en binddraad, noodherstelwerk. 9. Seile, beskerming en beskutting. 10. Water, drink, kook en sanitasie. 11. Potte, voedselvoorbereiding. 12. Veldtoiletoplossings, basiese sanitasie. 13. Wettige veiligheids- en selfverdedigingstoerusting volgens toepaslike wetgewing. 14. Kettings, toue en kabels, sleep- en herstelwerk. 15. Houers en dromme, vervoer van water en brandstof. 16. Sout en speserye, voedselbewaring en smaak. 17. Braaigereedskap, kook- en voedselvoorbereiding. 18. Sleepwaarraam, ondersteuning vir seile. 19. Droë proviant, langtermyn voedselvoorraad. 20. Saad, toekomstige aanplantings. 21. Klein- en pleinvee, aanvullende voedselbron. 22. Tweerigting radio's, kommunikasie. 23. Beddegoed en linne, beskutting teen koue. 24. Plaaswinkelvoorraad, bruikbare voorrade. 25. Parafin, alternatiewe brandstofbron. 26. Medisyne, menslike en dieregebruik. 27. Slag- en voedselverwerkingstoerusting. 28. Hokke, vervoer van pluimvee. 29. Kompressors, bande en toerusting. 30. Kragopwekkers, beperkte noodkrag. En laastens 31. Plaasgereedskap vir kampbou en herstelwerk. Van nature weet ons, u weet al hoe dit werk, maar net vir noemenswaardigheid, teken asseblief in op die kanaal, inhou van op die video en deel die inligting wyd. Dit mag dalk net iemand se lewe red. Baie dankie dat u saamgeluister en ingeskakel was. Ons waardeer dit en hoop dit dra by u voorbereiding en gereedmaking. Ons wens u alles van die beste toe. Mooi loop, tot 'n volgende keer. 'n Suidlanders groete aan u elk.